In Johannes 13 vanaf vers 4 kry ons die gedeelte waar Jesus die voete van sy disippels gewas het. Nooit ooit in die geskiedenis van die wêreld was daar 'n koning of 'n heerser wat sy slaaf se voete gewas het. Hier kry ons God wat sy disippels mense se voete was, terwyl hy op pad was na nog 'n groter vernedering. Hy, Jesus, die Godmens, sy selfonderwerping aan 'n korrupte verhoor, vernedering voor sy eie mense, en die aflê van sy lewe aan 'n mensgemaakte kruis. Ons noem dit die lydingsweg. Hebreërs egter noem dit 'n vreugdesweg. As ons hom wil bedank en sê, dan dink ons sal hy sê, dankie dat u my plek gelei het, Jesus, en dat u vir my gesterf het. Wat sou sy antwoord wees? Iets soos, dit was 'n vreugde, want dis al hoe ek jou myne kan maak. Jesaja sê, geseënd of dan gelukkig is die voete van die een wat die goeie nuus bring. Dit was die hardloper. Hierdie voete was die hardloper van die nuusdraer wat na 'n stad gehardloop het om die oorwinning van 'n geveg aan te kondig. Soos 'n tipe telegram of 'n e-pos. Jesaja 52:7. Hoe lieflik is die voete van wat die goeie nuus dra, die draer wat vrede aankondig, laat hoor en verlossing aandag en verklaar, God is koning. Die goeie nuus en vrede word deur ons voete gedra. Om voete van ander te was sê iets, dit dra boodskap oor, 'n aankondiging. Dit verklaar iets van wanneer en vir watter doel ons mekaar se voete was. As iemand in jou huis in ruimte inkom, word hy verwelkom deur sy voete te was. Hy het sy pad alreeds geloop, 'n pad wat jy nie ken nie. Elke mens wat lewe en beweeg, het spreekwoordelik stof op hulle voete. Ons bedien mekaar deur voete te was. Die vraag is hoe? Moet daar altyd 'n skottel met water betrokke wees? Jesus verklaar aan Petrus, julle is alreeds skoon deur die woord wat hy met hulle gepraat het. Daar word gefokus op die oorblyfsels van die stof van die daaglikse gebeure. Ons as wassers klim van ons hoë staanposisie af en buig intentioneel, bedoelend neer deur 'n diensknegtposisie in te neem, om met liefdevolle en nederige hande anders se kom en gaan stof af te was. Ons woordebad moet help om die effek van verwerping, misbruik, mishandeling en slegsê te hanteer. Die seer kry wys nie noodwendig op 'n mens se gesig nie, maar dit lê laag op jou voete, waar net jou gasheer of gasvrou dit sien. Dit wat op jou voete lê, net omdat jy aktief geleef het, 'n ja gesê het, bereid en betrokke was, 'n deelnemer aan die lewe is. Die stof wys waarvandaan jy kom en dat jy op pad is iewers heen, wat 'n lewenslang gebeurtenis is. Daarom het ons altyd iemand nodig, 'n dienaar met 'n voorskoot en 'n handdoek, wat met deernis en nederigheid met jou stofbesering einde te werk. Dis nodig sodat jy nie die huisomgewing bevuil of besmet nie, dat jou verblyf jou en almal aangenaam kan wees. Of jy die wasser of die gewaste is dit vra 'n nederige woorde van omgee, 'n voetebad sessie, dit veral waar ook met jou eie lewensmaat. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons duidelik dat die pad op eintlik af is. Die sukses lê in ons gewillige buig. Nie om ander te aanbid nie, maar om te bedien. Help ons daarin in Jesus naam. Amen.